Die Gautengse Departement van Gesondheid ondersoek beweringe van onmenslike behandeling by die Helen Joseph Hospitaal in Johannesburg. Dit kom nadat die uitsaaier Tom London 'n video gedeel het waarin hy beweer het dat hy baie sleg behandel is gedurende sy tyd in die hospitaal. Ek sluit nou telefonies aan by die Vryheidsfront Plus lid van die Gautengse wetgewer en woordvoerder oor gesondheid in die provinsie, Jaco Mulder. Goeiemiddag Jaco. Goeiemiddag, Estie. Wat is jou reaksie op die beweringe wat Tom London in die video gemaak het oor die toestande by die Helen Joseph Hospitaal? Dan laat ek eers sê dat ek dink dit 'n goeie ding is dat in London die video wel gemaak en versprei. Dit gaan oor 'n baie sensitiewe en aktuele onderwerp. Maar ek dink ons moet onderskei hier tussen die behandeling wat pasiënte in hierdie geval hy dan sou ontvang het al dan nie, en ook dan tweedens die toestand van die geboue, die infrastruktuur. Wat die behandeling aan betref, ons weet dat Gauteng huisves ongeveer 1/4 van die Suid-Afrikaanse bevolking. Meer as 16 miljoen mense in hierdie klein geografiese stukkie. En ons gesondheidsorg in die provinsie, staatsgesondheidsorg, is al vir 'n geruime tyd reeds ontoereikend. Nou in hierdie geval, blyk dit as ek nou luister na wat die LER Nomantu Nkomo Raleuko sê, dat sy het gaan toets of die behandeling wat hy wel ontvang is voldoende was of nie. Dit hang af hoe mense toets. Ek lei af, hy het nie goeie behandeling aanvanklik nie, maar wel later. Nadat hy geklaar het, is al wel 2 dokters wat in toegetree het en het hy wel later goeie behandeling ontvang. Maar dat ek wel miskien net sê, ons weet, almal van ons wat in hospitale was, as 'n mens siek is, dan voel 'n mens broos, en as personeel nie professioneel is nie, soos wat dit spesifiek hier uitgewys word, dan voel 'n mens nie veilig daar nie, en is 'n mens se kans op herstel ook nie baie goed nie. Die behandeling het ons nou oor gepraat, die toestande, die infrastruktuur, Jaco, wil jy daarop kommentaar lewer? Ja, ek kan getuig daarvan dat ek was in 2009 tot 2014 'n lid van die portefeulje komitee vir infrastruktuur en ontwikkeling in Gauteng. Dit was toe 'n nuwe departement. Dit is die Gautengse eweknie vir openbare werke, met ander woorde die geboue wat aan die staat behoort. Polisiestasies, hospitale en skole. Nou hierdie departement weet tot vandag toe nog nie eers wat se geboue aan hom behoort of nie. Talle van hierdie geboue is vervalle en woon daar mense in en moet daar praktyke daaruit bedryf wat ongekontroleerd voortgaan. Die departement onderhou nie staatsgeboue nie, in hierdie geval ook nie die hospitaal nie. Ek dink dit is duidelik oor gange lyk en hoe die verf van die dak en die plafon afdop ensovoorts. Daar is geen verskoning daarvoor nie. Dit is 'n teken van 30 jaar se verval onder ANC bestuur. Nou die VF+ is sedert 29 Mei wel deel, soos op nasionale vlak, van die regering van provinsiale eenheid. Ons lede beklee voorsitterskappe van portefeuljekomitees, ek self ook. Dit gee vir ons toegang tot LER wat ons voorheen nie gehad het nie, en tot amptenare wat ons voorheen nie gehad het nie. En sal ons werklik waar daadwerklik 'n oog hier oor hou en ook druk dan toepas, dat daar daadwerklik iets aan gedoen word. En miskien moet ek net ter afsluiting sê, dat hierdie weer eens 'n teken is, dat die staat nie in staat is om die nasionale gesondheidsorgfonds te kan toepas, as hulle nie eers hierdie basiese gesondheidsdiens kan lewer nie. Ja, en ek dink mense moet ook in ag neem, onlangs 'n statistiek wat getoon het dat al hoe minder mense mediese fondse kan bekostig. So baie mense word onderwerp aan hierdie behandeling en toestande. 'n Groot groep uit die demografiese bevolking. So almal word geraak hierdeur. Dis korrek, dit is uiters kommerwekkend. Ons moet onthou dat 'n aantal jare gelede was die staat se gesondheidsorg heel op standaard en goed. En na mate dit verswak het privaat mediese sorgfonds meer veld gewen. Maar ons weet ook dat dit baie duur is. Daar's maatskappye wat uiteraard wins maak ook daaruit. Maar dit is jammer dat die staat verval het tot hier. Daar lê harde werk voor. Dit kan nie so voortgaan nie. Ek dink die groot toets is wanneer mense geliefdes swak behandel word in hospitale, en daarom is dit soveel te meer belangrik dat klagtes soos hierdie dan duidelik en in die oop gestel word.
Baie dankie Janke, ons hoop dat die omstandighede daar verbeter vir die pasiënte ook en dat daar geverf word. Dankie Estie. Dit is die Vryheidsfront Plus lid van die Gautengse wetgewer en woordvoerder oor gesondheid in die provinsie, Jaco Mulder, en dit is na aanleiding van 'n video wat baie aftrek kry of baie aandag trek eerder van die uitsaaier Tom London wat beweer het dat hy baie sleg behandel is in die Helen Joseph Hospitaal. Jy sal daardie video ook op Pretoria FM se sosiale media en webtuiste kan sien.